jy saam met my bly. Want ek het my skaap gekry wat verlore was. Kinders, toe ek met julle ma getroud is, was ek al voorheen getroud. Dit weet julle. Maar wat ek julle nooit vertel het nie, is dat ek by my vorige vrou 'n seun gehad het. Die seun het ek gisterand teruggevind. Kom en ek kom met jou praat. Ek kan maar praat, ek luister. Ek kan jou nie langer hier aanhou nie. Kom en ek moet die check vir jou gee. Gaan jy my nie eers kennis gee nie? Wel sien dat ek jou nie aangestel het, dink ek nie dis nodig. Jy moet my kennis gee, Daan, dis die wet. Kyk aan dit, my nie kwaad maak nie. Jy het geen regte nie, niks. Ek sal na die departement van arbeid toe gaan. Doen dit. Denk. My verlofgeld? Waar is my verlofgeld? Ons mekaar nou baie mooi verstaan. Jy het goed geweet ek stel jou net aan vir 'n week tot die nuwe suster begin. So moenie vir my kos aan snert vertel nie. My sleutels. Dis 'n splinter nuwe. Dieselfde as Dankie. Jy het jou stukkie gesê. Verskoon my. Kos my. Gaan jy so lank, ek kry net 'n paar goedjies. Hi. Hoe ver is jy? Ek gaan nog ure hier wees. Kom drink 'n koppie koffie saam met my. Hardes, dit het geen nut meer nie. Ek en jy het absoluut niks meer om vir mekaar te sê nie. Ek dink ons het. Kyk sien. As jy nie met my wil trou nie, dan sit tot daarna toe. Maar jy gaan my kind hê. En ek het 'n verantwoordelikheid teenoor jou en daardie kind. Daar's seker praktiese dinge waaroor ons net moet gesels. Jy het seker gehoor ek het opgeskop. Hoekom? Jy en my pa was nog altyd reg oor my. Ek het al die regte goed probeer doen. Maar totaal die verkeerde redes. Gelukkig het hierdie ding tussen ons gebeur. Dit het my laat wakker skrik. En wat gaan jy nou doen? Ek het laat werk gekry by die staatsdiens, by kultuursake. Ek begin volgende week daar. Maar Hardes, jy kan mos nie. Jy was altyd so gemotiveerd. Sal ons nou daardie koppie koffie gaan drink? Ek wil hê jy moet baie mooi daaroor gaan nadink, Sjoe. Ek kan vir jou sorg en jy kan ons kind kry. En as dit dan nie uitwerk nie, dan kan ons skei. Nee, 'n mens kan nie so koelbloedig in 'n ding inloop nie, Jy moet nee. aan die kind ook dink, nie net aan jouself nie. Daar kleef nog steeds 'n stigma aan ongetroude moeders en buiteegtelike kinders. Jy het miskien nou nog die krag om daartoe te beklei. Maar wat gaan jy sê
As jou kind vir die skuld bespot word oor dat hy nie 'n pa het nie, wat gaan jy doen? As hy jou die skuld gee vir al sy probleme, het jy al daaroor gedink? Ek dink elke dag daaraan. Hoe gaan jy voel as jy jou kind dag vir dag in die crash moet laat staan? As hy huil in die oggend as hy hom aflaai en weer huil as jy hom gaan haal. Hou op. Nee, Jenny. Ek dink dit is tyd dat jy die realiteit in die gesig staar. Jy sal 'n oplossing moet vind wat prakties is en waarmee ons kind kan saamleef, nie ons nie. Maar ons kan nie net trou oor dit gerieflik is nie. Ek verstaan hoe jy voel en ek het simpatie met jou. Ek was nie eens veel van 'n man nie, ek besef dit self. Maar wat is die alternatief? 'n Aborsie? Ja, Nee, dit is moord. nou wat moet ek doen? Sê jy nou vir my, wat moet ek doen? Daar's net een uitweg. En jy weet wat dit is. Nee. Het jy seer gekry? Nee, dankie. Ek is alright. Jy het terug voor my ingery. Ek is jammer, ek het jou nie gesien nie. Moet ek jou hospitaal toe vat? Nee, dankie, ek sal self vir jou kom. Jeannie! 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 Dokter laat gaan. Hallo Daan, is Bani Visser wat praat. Luister, ek dink as iets fout met Jeannie. Haar fiets staan voor die huis met die sleutel aan, maar sy maak nie oop as ek lui nie. Het jy duplikaat sleutel? Ek dink sy ja, laat net gou kyk. Ja, ek het. Waar is sy nou? Ek bel van 'n telefoonhokkie af. Ek sal dit gou kom haal. Toe maar ek is op pad hospitaal toe. Ek is om by die woonstel langs gaan. Wag vir my daar. OK, goed. Jeannie? Jeannie. Bani, gaan kyk gou my kar. My tas is daar, bring dit net. Toe maar. Toe maar, Jenny. As hulle ambulans bel, moet ek kom haal. As ek nou nie iets gee vir die pyn. Toe nou maar. Bani, gaan bel gewoon. Sê vir ek het 'n pasiënt hier gekry van abortus. So ja.
dood. Sy moes iets eisliks gewipe het. Maar nie praat tog Afrikaans dat 'n mens kan verstaan. Wat sê dokter later gaan? Is sy ernstig? Ek weet nie. Ons het seker hoor as sy uitkom. Kan ek julle buite sien? Ek het 'n steriele spektrum ondersoek gedoen. Sy is terug in die saal. Nou, sy sal herstel, maar sy het baie rus nodig. Op die oomblik is sy nog onder verdowing, maar sy sal nie die baba verloor nie. Baie dankie. En dankie dat jy so gou gekom het toe sy jou nodig gehad het. Dis niks, dis my werk. Daan, wil jy nie vanaand by ons kom eet nie, my kind? Ek het ongelukkig ander afsprake. Kind, ons gaan jou nie druk nie. Ons wil net vreeslik graag almal met jou praat. Ek verstaan. Julle kan ons oor 'n rukkie sien vir 'n paar minute. Baie dankie. You're watching Cul-de-sac. Middag, dominee. Goeiemôre tante. Ek was net op pad dorp toe ry ek by die pastorie verby en toe dink ek, beter ek nou kom praat oor daai ding wat my nou al so lank kwel. Toe stop ek my hier. Nou maar kom stap in tante. Ons stap pastorie toe. Haai, dominee, wat sal die mense sê ek en jy alleen in die pastorie? Nou kom sit op die stoep, dan kry ek ons 'n bietjie koffie. Nee, dominee, wat ek vir jou wil sê, kan ek vir jou net hier sê. Ja. Ek hoor jou sien Hardes, die een wat nou vir predikant leer. Ek hoor hy het 'n meisiekind in die moeilikheid gebring en nou wil hy nie met haar trou nie. Is dit nou die waarheid of is dit nou nie die waarheid nie? Dis 'n lang geskiedenis tante. Nee, ek vra nie vir die geskiedenis nie, dominee. Ek vra net, is dit waar of is dit nie waar nie? Hy wou met haar trou, maar sy wou nie. Nee, want sien, sy bly by my neefie in sy oorlede ma se dorpshuis en daar's nou 'n klare geskinne oor sy verwag. En die mense sê dat dit dokter later gaan se kind is en ek gaan nou nie daai skande oor my familie bring nie, dominee. Kyk tante, daar's altyd 'n rede vir mense om te soek vir 'n kinderstorie. Nou maar dink jy nou dis reg dat 'n predikant se seun 'n kind wat tot die bediening wil toetree? Dink jy dis reg dat hy nou in so 'n gemors beland? Nee, ek dink nie dis reg nie, maar ek is 'n mens en Hardes ook. En as dit vir enigstens van waarde is, Hardes het sy studies gestaak en hy gaan nou werk. Wie jy dat die meisiekind in die hospitaal is? Hulle sê nou Kaster het was 'n ongeluk, maar ek weet van beter. Sy wil mos nou nie die kind hê nie. So as jy nou slim is, kan jy nou 2 en 2 te same sit. Dis nou net weer 'n nuwe manier om 'n abortus te verdoesel. Maar ek het nie daarvan geweet nie. Nee, vir 'n herder van 'n gemeente weet jy maar baie min, dominee. Dis hoe jy probeer het om die kind sonder 'n ma groot te maak. Ek het mos baie keer vir jou gesê, vat vir jou vrou wat aan jou sy kan staan, maar jy wou nie vir my luister nie en nou gebeur dit. Nou ja, ek het nou maar net gestop om jou te kom vertel van die meisiekind, laat jy weet. Dan gaan ek nou maar weer. Totsiens, dominee. Totsiens, tante. En nou, pa? Ek wag vir jou, Hardes. Jenny het die baba verloor. Dokter later gaan die operasie gedoen. Sy het vroeg ongeluk gehad. Maar hoe pa dit? Dan koop af gegaan. Wat hospitaal is hy? Seker die verwoord ek nie gevra nie. Kom ons bel gaan vind uit. Hoe gaan het met die patiënt? Ek haal asem. Ek het vir jou 'n blommetjie gebring. Dankie. Is die pyn weg? Hulle gee vir my die pille wat jy voorgeskryf het. Moenie bekommerd wees nie. Alles sal oukei wees. Ek
het vir jou gesê jy moet my los. Ek het vir jou gesê ek wil nie die baba hê nie. Jenny, ek is 'n dokter. Dis my werk om te veg vir lewe. En al was ek die een nie, sou ek dit nog gedoen het. Moenie vir my preek nie. Ek preek nie vir jou. Buitendien, ek gee om vir jou. Hoekom nie? Oor die verwagtend is. Jenny, ek is nie meer 18 jaar oud nie. Ek ken ook die lewe. Hardes wil hê ek moet met hom trou. Dis jou besluit. Maar moet dit nie voel jy moet nie. Want dis 'n rampspoedige begin vir enige huwelik. Ek weet. Ek weet nie meer wat om te doen nie. Ek voel vasgekeer. Ek het so gehoop. Dis 'n hartlike ding, maar ek het die baba dood gewens. En toe kom jy en jy bring my hospitaal toe. Jenny, jy ken my storie. Jy weet hoe voel ek oor weggooi kinders. Nou wat wil jy moet ek doen? Net trou ter wille van die baba. Ek kan nie vir jou sê wat om te doen nie. Al wat ek vir jou kan sê is, Hardes is nie die enigste hoop nie. Kyk, Jenny, ek wou lank met jou praat, maar ek wil jou kans gee om oor Hardes te kom. Vandat ons ontmoet het, het ek 'n gevoel gehad, ons hoort by mekaar. Ek weet nie hoe om te verduidelik nie. Dit was asof daar 'n band tussen ons was. Te wees eerlik. Het jy nooit so gevoel nie? Ek het eens later verstaan wat jy bedoel het jy gesê het. Daar kan niks tussen ons gebeur nie. Jy het toe al 'n bietjie verwag. Jenny, dit maak aan my geen verskil nie. Dit maak 'n verskil aan my. Ek weet. Dis hoekom ek nie probeer beïnvloed nie. Maar as 'n mens 'n besluit moet neem, dan help dit as jy weet wat jou opsies is. Jy sal nooit kan vergeet dat die kind 'n ander pa het nie. Jenny, ek het 'n pa gehad, hy was my stiefpa. En ek en hy was liewer vir mekaar as iemand anders wat ek nog geken het. Wanneer kan ek hier uitkom? Nog so 'n dag of 2. Ek wil weg en vir 'n rukkie, ek dink. See toe of iewers. Ek het so baie om oor te dink. Jy sal eers moet wag tot jy sterker voel. Hoekom het ons mekaar nie al 'n jaar gelede geken nie, Dan? Ons ken mekaar nou. Maar dis nie meer dieselfde nie. Ek was so naïef. Partykeer dink ek Hardes was reg om my te los. Ek was naïef genoeg om te dink hy sou bly wees oor die baba. Almal maak foute. Jenny, wat jy ook al besluit, jy moet met oop oë in die ding ingaan. En as jy met Hardes trou terwyl jy van 'n kind, en dinge werk nie uit tussen julle nie, gaan jy die kind daarvoor blameer. Jy gaan 'n gevangene voel oor Hardes en die kind. En die hele res van jou lewe gaan jy hulle dood wens sodat jy die situasie kan ontsnap. Ek is te moeg om te dink. Ek sal vir suster sê en vir jou slaap wat ek. Lekker slaap. Baie dankie. Vir alles. Dokter, Kan ek help? ek is Hardes Spruitenberg. Ons het al eenslag ontmoet. O ja, ek onthou. Ek hoor jy het aborsie gedoen op Jenny. En waar kom jy daaraan? Dan Koppa van Graan het ons kom sê. Dokter, ek gaan uitvind en ek sê vir jou een ding. As dit die waarheid is, ek sal jou ry tot in aller ewigheid. Luister hier. Jy het jou ore uitgeleen aan 'n ou skinderbek en nou staan en maak jy absoluut te gek van jouself. Jenny maak keer niks.
Sy het 'n ongeluk gehad met haar fiets. Nou was 'n gevaar dat sy die baba sou verloor, maar sy het nie. Ek sê jou weer. Ek gaan uitvind. Doen dit. O ja, jy kan haar nie nou sien nie. Sy slaap. Ek sal nie jou toestemming vra as ek met haar wil praat nie. Ek is jammer vir jou, jy sal. Ek is haar dokter. En ek het die suster opdrag gegee om niemand van Antwerp toe te laat nie. Totsiens, meneer Breitenbach. You're watching Cul-de-sac. Herman skoon. Ek kom op binnekom, meneer. Skalk. Dis 'n leeftyd. So. Sit skalk. Ek het gedink jy sal kom. Hoekom het jy my nie gesê vandaan nie? Hy moes alles op sy eie tyd doen, Skalk. Op sy eie manier. Hy kan my nie verdra nie. Hy's verbitter teen my. Verbitter. Nee, Skalk. Nee, dit was vir my kwaai slag. Elsa het ook nooit vertel van jou nie. Dis kwaai vir 'n man om uit te vind sy pa's nie sy pa nie. Toe hy met jou te maak gekry het, het jy die kolynmeisie se saak gedoen. Ek verstaan, jy was nie eens baie simpatiek nie. Hoe gaan dit met ouma? Ja, dit gaan goed. Dit gaan baie goed. Herman, jy weet ek het nog nooit met iemand hierdie saak bespreek nie, nie eers my vrou nie. Dan spook al my lewe al by my. Ek glo nie daar het 'n dag in 28 jaar omgegaan het ek nie dink aan hom, hier wonder waar hy is en hoe dit met hom gaan nie. Ek het een keer probeer kontak maak. Dit was so 10 jaar gelede. Wat het gebeur? Ek het Elsa opgespoor deur die onderwysdepartement. Ek het haar eenmiddag laat ontmoet. Ek wou dan sien, maar sy het geweier. Ja, sy sou. Dit was toe hy in matriek was. Ek het daarna nooit weer van hom gehoor nie. Ek het vir haar verskeie briewe geskryf, skool toe, maar sy het hulle nooit beantwoord nie. Wat wil jy met ek doen, Skalk? Herman, hy het 'n hele gesin in my huis. Hy het 'n ouma, hy het 'n broer, hy het 'n sustertjie en hy het 'n pa. Ek kan nie met hom oor hierdie dinge praat nie. Maar hulle het tog nie skuld daaraan nie en hy wil niemand 'n kans gee nie. Skalk. Ek jou graag wil help. Ek sal doen wat ek kan. Maar Daan is 'n mens wat weet wat hy wil doen. Persoonlik dink ek jy moet nie die saak probeer ryp druk nie. Eendag is eendag, dan sal hy terugkom. Gee hom net kans. Hy het ander groot probleme op die oomblik. Sy saak kom môre voor, ek dink jy weet daarvan. Ja, ek weet daarvan. Ek sou graag wil help, maar hy sal dit nie vat nie. Ek wil nie kritiseer nie, Skalk, maar jy het 'n groot aandeel in hierdie gemors waarin hy nou is. Die kolynmeisie is 'n regte misdadiger. Jy het haar gehelp om los te kom, om 'n saak te wen. En in die proses was jou eie seun die slagoffer. Jy my die skuld. Nee, Skalk, ek dink nie so nie. Al wat ek wil sê is dit. Los hom tot hierdie hele saak verby is. Ek hoor jy daar in daai kolynmeisie laat loop. Nie sonder probleme nie. Dan ek dink nie jy moet enige illusies hê oor 'n hofsaak van môre nie. Dinge lyk nie vir jou baie goed nie. Is jy seker jy was nie een keer huisterig ter inskrywings hier registers gemaak is? Ongelukkig nie. Wel, ek sal my bes probeer, maar jy weet baie keer is se beste nog goed genoeg nie. Kom ons druk dit op. Gaan jy dus lank, ek gaan so lank my klop vir jou betaal. Totsiens. Wil dokter die fooie betaal? Asseblief kan sommer jou pen ook leen. Ja, seker. Juffrou, kan ek asseblief die telefoon gebruik? Natuurlik, dokter. Meneer Skoonwinkel, asseblief. Oom is Daan hier. Man, ek kom net agter daar's 'n check het my chequeboek weg. Ek vermoed is gesteel. Die nommer is 0240. En oom, ek het 'n vermoede dis Annette Colyn. En toe? Hoe lyk dit vanoggend? Baie beter, dankie. Ek onthou so vaag weg, jy was gisterand hier. Vaag weg.
En ek het gisterand al daai diep dinge vir jou probeer vertel. Ja, dit onthou ek. Hoe lyk dit? Is die pyn weg? My lyf is net 'n bietjie seer. Seker van die val. Ek is meer styf as enigiets anders. Kom ons kyk. Wag, ek moet hier wees. Oh, goeiemôre dokter. Goeiemiddag. Jy kan maar aangaan. Hoe lyk dit wanneer kan sy uitkom? Miskien môre ons maar kyk hoe sy voel. Dankie. Hallo, Jenny. Hallo, Dominee. Hallo, Harris. Ek was jammer om te hoor van die ongeluk. Dit was nie ernstig nie. Jenny, Harris het my vertel wat julle nou die dag gesels het voor die ongeluk. Ek dink net, tyd raak nou 'n faktor. Jy sal 'n besluit moet neem, een kant of ander kant. Ek weet, Dominee. Ek wil net sê, as jy dalk besluit om 'n kindjie weg te gee vir aanneming. Die kerk het inrigtings waar ons jou kan laat opneem. Die kerk kan ook help in die aanneming. Ek gaan nie nou onmiddellik 'n besluit neem nie, Dominee. Ag, Jenny, ou kind. Wil nie tog maar trou nie. Julle was tog lief vir mekaar. Hierdie is onenigheid wat sal oorwaai. Ek gaan nie nou besluit nie, Dominee. Waarvoor wag jy, Jenny? Ek weet nie wat om te doen nie. Dis hoekom ek wag. Dan laat ek julle twee maar alleen. Totsiens, Jenny. Totsiens, Dominee. Moes jy jou pa saamgebring het om met my te gesels? Is jy nie mans genoeg om dit alleen te doen nie? Hy wou kom, ek kon hom nie keer nie. Sê my eerlik, Jenny. Is daar iets tussen jou en die dokter aan die gang? Hoekom vra jy? Waar ek 'n vermoede het. Ek kan nie sien dat dit enigiets met jou te doen het nie, Harris. Dis 'n kwessie van opinie. Ag, so. En wat meer is, ek dink dit is al lankal in die gang, selfs toe ek en jy nog verloof was. Jy ly aan hallusinasies, Harris. Goed, Jenny. Maar kom ek sê jou een ding. As jy daaraan dink om daardie dokter te trou maar ons kind te hê, dan wil ek nou al vir jou sê. Jy sal nooit van my ontslaa raak nie. Ek gaan nie dat 'n ander man my kind grootmaak soos hy wil nie. Dis my kind. En ek sal sorg dat daardie kind van kleins af weet wie sy pa is. Jy het my verlei daardie dag by die rivier. En nou sit jy wat weier om die gevolge van jou daad te dra. Dink daaroor, Jenny.